Broers en susters, goeiemôre. Baie dankie vir die voorreg wat ek vanoggend weer het om saam met julle rondom die woord van die Here te kan vergader. My gebed is mag ons 'n baie verrykende en seënvolle geleentheid beleef. Kom ons begin met 'n toetrede lied en ons sing Gesang 212. Gesang 212 vers 1 staande. Daarna sal ek die fotum en seëngroet doen en sonder aankondiging sing ons dan die lofsang Psalm 18 vers 1 en 8 en sal Karel vir ons dan daarna voortgaan. Die woord van die Here is volmaak, want dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, want dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder. Dit gee insig. Genade en vrede word julle ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek
en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor hoe die wet soos wat Jesus dit opgesom het in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing saam uit Psalm 25 vers 2, die ou melodie. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van die allesienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing saam uit Vonklied 404 vers 1 en 5.
Broers en susters, verlede Sondag het ek met u gedeel dat die algemene kerkvergadering verlede Sondag aand in sitting gegaan het en dat daar 'n paar sake is waaroor debat gevoer sal word en God gevra sal word om ons te lei om die regte besluite te neem. En het ek in die besonder gesê dat een van die sake is dat kerkwees in die toekoms uit verskillende invalshoeke bespreek sal word. Dr. André Ungerer, die uittredende voorsitter, het die metafoor gebruik van die 73ste algemene kerkvergadering. Gaan hy blare openbaar of gaan hy vrugte openbaar? En hy het hierdie mooi metafoor van die vyeboom gebruik om die openingsboodskap te lei. Maar in sy preek het hy gesê dat bome 'n baie belangrike rol in die Bybelse tyd gespeel het en die betekenis wat bome vir die mens van daardie tyd gehad het. Daarom wil ek graag vanoggend Psalm 1 met die deel. Psalm 1 handel oor my lewe moet soos 'n boom by die waterstrome wees. Wat sê dit vir ons in die jaar 2022? Kom ons lees saam. Die opskrif by hierdie Psalm is: die Here lei die regverdiges. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van goddeloses lei tot ondergang. Geliefdes, ons voorlesing uit die woord van die Here, geseënd is ons wat hierdie woord glo en elke dag deel van ons lewe maak. Terwyl jy so bly sit, kom ons verenig in 'n gebed voor ons Vader. Ons hemelse Vader, U het die aarde geskep en alles daarop wat die mens nodig het. U het die mens as die kroon van U skepping daar gestel. U teruggekyk en alles was vir U goed. Maar Here, toe het die mens met sy menslike denke die mooi wat U geskep het deur die sonde kom omkeer. En moes U weer vir 'n tweede keer in die bestaan van die mensdom 'n teken oprig van U liefde en U omgee. En daardie teken was die kruis op Golgotha. U vergewe. U wil hê dat U kinders in verantwoordelikheid teenoor U en teenoor mekaar moet lewe. U gee vir ons elkeen 'n gesonde verstand om die dinge wat oor ons lewenspad kom te kan onderskei tussen goed en sleg. So kom ons as gemeente vanoggend en ons doen voorbidding vir mekaar. Doen voorbidding vir mekaar, Here, dat ons ook
in ons saamwees as geloofsgemeenskap, nie net binne die grense van hierdie gemeente nie, maar oor die grense van ons stad en ons wêreld en ons land. U sal hoor praat. En dat ons deur die metafoor van 'n boom weer opnuut vanoggend sal leer, Vader, waar ons geplant moes wees. Waar my wortels moet groei en wat ek moet dra. Watter vrugte sien mense in my lewe? Sien hulle die vrug van die Heilige Gees? Sien hulle die vrug wat U dwars deur U optrede elke dag geopenbaar het? Het ons dit al raak gesien, het ons dit ons eie gemaak? Daarom kom ons as gemeente vanoggend, Here, en ons raak klein en stil. En ons steek ons hand diep in ons boesem. Want Vader, ons wortels is nie almal in goeie grond nie. Kom seën ons nou deur die inwerking van U Heilige Gees, dat ons U sal hoor praat en niemand anders nie. Lei ons, Here, om 'n verskil te gaan maak. Die verskil wat U wil hê ons moet gaan maak. Klein staan ons vanoggend as U kerk en vra, Here, wees ons genadig. Dit bid ons kinderlik in die naam van ons enigste verlosser en Here, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, voor die prediking, kom ons sing hartlik saam vonk 277. Vonk 277, die eerste en die derde vers. Broers en susters, ek het nou as inleiding voor die skriflesing vir u gesê dat die tema by die 73ste Algemene Kerkvergadering is die vergadering
'n onderskeiding van wat gaan blare in die kerk wees in die toekoms, of wat gaan die vrugte van die toekoms wees. Soos reeds gesê het Dr. Andrei Ungerer uit die Markus Evangelie die prediking gelei en die beeld van die vyeboom gebruik. Die metafoor van die vyeboom en die soeke na kerk wees, gemeente wees, kind van die Here wees, die toekoms in. En die prediking by 'n algemene kerkvergadering is altyd die fondasie vir die bespreking wat daarna lê. En ons denke, ons gebruik van die woord om antwoorde te kry op die hedendaagse vrae en trauma en krisisse en die wêreldse wat oor die kerk spoel. En 'n mens hoop dat die besluite daardie prediking sou regverdig. Mag ek vanoggend Psalm 1 met u verder deel. Hier kom die pragtige metafoor van 'n boom wat by waterstrome geplant is na vore. En probeer bietjie visualiseer 'n stroom met water en die bome wat so langs daai waterstroom, hoe lyk hulle? As daai rivier, daai stroom so vol is. En wat wil die digter van Psalm 1 vir ons vanoggend leer oor my lewe as 'n lewensboom vir God? En terwyl jy daar sit, dink bietjie, hoe lyk jou boom? Hoe lyk jou lewensstroom? Waarmee hou jy jou besig? Broers en susters, dis baie interessant. En u moet bietjie gaan lees oor die Psalmboek. Daar's 'n spesifieke rede hoekom Psalm 1 is. Die rede daarvoor is dat dit as inleiding daar gestel word, want in al die psalms tot Psalm 150, as jy die psalms mooi lees, sal jy sien dat dit altyd gaan oor 'n keuse. 'n Keuse oor daar's twee wyses van lewe. Om te leef soos die regverdige, bedoelende, om in 'n verhouding met God te staan. En dan is daar die lewe weg van God af, wat Psalm 1 vir ons baie mooi beskrywe as die lewe van die goddelose. En hierdie twee groepe mense word baie mooi alreeds in hierdie paar verse wat Psalm 1 beslaan vir ons beskrywe. En jy kan na die psalms gaan kyk. Talle kere in die psalms word daar oor die lewe van die regverdige, die mens wat 'n verhouding met God het, beskryf. Dink aan Psalm 23, die Here is my herder. Wat doen die Here vir sy kind wat in die regte verhouding met hom lees? Psalm 30, die mens wat sukkel. Psalm 116, Psalm 119, waaraan hou die regverdige vas? En dan is daar 'n klomp psalms wat die lewe van die goddelose beskryf. Wat gebeur met die mens wat teen God is? Wat is die mens wat 'n anti-Christus is, wat die Here nie meer 'n verhouding wil hê nie? Daarom kan ek dit waag vanoggend om te sê, dat dalk is Psalm 1 'n samevatting van die hele boodskap van die Bybel. Die keuse tussen 'n verhouding met God of teen God. En daarom, broers en susters, is daar twee dinge wat so helder uitstaan uit Psalm 1, en dit is die sin van die lewe kan ek en jy eers vind
Die waarde van my lewe kan ek en jy eers vind as ek in die regte verhouding met God lewe. Want in die regte verhouding met God, al gebeur wat 'n slegte dinge met ons, al moet ons wat 'n traumatiese ervarings het, is jy nooit alleen nie. Want God dra jou in daai trauma-volle tye. Daarteenoor, dit is dwaas om sonder God enigsins te probeer lewe. En dis hoekom die boek Prediker so belangrike boek is oor die waarde van die lewe. Waarin vind ek die waarde van die lewe? En daai digter spel dit vir ons mooi uit. Daarom Psalm 1, broers en susters, gaan lees hom vanmiddag weer. Daar word breedvoerig vir ons die impak beskrywe wat die regverdige of die goddelose se lewenstyle openbaar. Wat is die impak op my ervarings en wat is die impak op my bestemming? Waar gaan ek land as ek die keuse gemaak het vir een van daardie twee lewenstyle? Die pad wat jy kies het gevolge wat duidelik in hierdie Psalm vir ons beskryf en uitstaan. Kies jy die pad saam met God, is daar sekerheid, ondanks al die aanslae wat die lewe op jou gaan maak. Hoor mooi, ondanks al die aanslae wat die lewe maak, as jy by God staan, het jy sekerheid. Die metafoor wat gebruik word om jou pad saam met God te beskryf, is die pragtige een, ek is soos 'n boom wat by 'n standhoudende waterstroom geplant is. Nooit 'n tekort aan water nie, nooit 'n tekort aan voedingsstof nie. Daai boom wat by daai rivier wat altyd vol water is staan, is altyd groot, groen, vol vrugte, nooit verlep en sonder vitaliteit nie. Die fokus van die regverdiges se lewe is dus 'n standvastige lewe saam met God. En ek het as fotum en Psalm 1 sê dit vir ons baie mooi. Maar waar kry ek die inhoud vir 'n standvastige lewe? In die woord van God. En daarom het ek as fotum, broers en susters, vanoggend gebruik om te sê, die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe, dit gee wysheid, dit dui koers aan, dit bring blydskap, dit gee insig. En nou sê Psalm 1 ook nog vir ons baie mooi daarby, die wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit daagliks oordink, is soos 'n boom. Daai sekerheid. So jou fokus moet op God se woord wees. Wat sê die Bybel? Wat sê God se woord? Nie wat sê mense nie. Wat dink mense, sê die woord van die Here. En daarom is dit vir my so belangrik dat in die prediking moet die oerteks van Grieks en Hebreëus deur die liturg deeglik bestudeer word. Om te sê, wat sê die oorspronklike teks vir ons, hoe moet ons lewe? Nie 'n interpretasie daarvan nie. Net soos bome water opneem om aan hulle doel te voldoen. Die Here het hulle geskep en gesê, julle moet groei, julle moet vrugte dra, julle moet blare hê, julle moet takke hê, julle moet sterk wortelstelsels en julle moet die vrug wat aan jou toegeken is dra. So moet die mens God se woord en God se wil deel van sy lewe maak. Broers en susters, want deur dit te doen, deur die woord te bestudeer, die woord van God jou eie te maak, sal ons waarde en betekenis as mens tot uiting kom in ons verhouding met mekaar.
in ons verhouding met die wêreld. Want daai boom wat groei, dra blare, en daai blare se doel is om skaduwee te gee. Om vrug te dra. As jy 'n appelboom is, om appels te dra. Perskeboom om perske te dra. En so met die vrugte wat ons dra, en die skaduwee wat ons bied, deur mense raak gesien word. Maar ons kan net die regte blare dra, as ons die woord van God ons eie maak. Ons kan net die regte vrugte dra, as die woord van God in my lewe van elke dag is. Broers en susters, mag ek vanoggend hierdie metafoor uit die Ou Testament oordra in die Nuwe Testament in. Die metafoor van die boom in die Nuwe Testament sou die volgende kan beteken: dat ek en u oorgeplant is van die ou lewe, die sondige lewe, in die nuwe lewe. Die lewe in Jesus Christus. Die lewe wat ek en u verniet gekry het, toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het. En dat ons, broers en susters, die lewegewende krag, wat die Heilige Gees elke dag vir ons gee, begin gebruik. Begin gebruik om 'n lewendige boom te wees vir die koninkryk van God elke dag. Daarom is ons bestemming, waar ek eendag gaan eindig, daarom is ons voorspoedige lewe, dat dit met ons goed gaan, die gevolg van God se omgee, nie ons slimheid nie. En die Psalm sê dit vir ons baie, baie mooi. Die basis vir ons voorspoed is God wat met ons sondaar mense 'n verhouding het. God wat die regte water vir ons gee. En ons neem daai water uit God se woord in ons lewe op. En dit laat ons groei, dit laat ons voorspoedig wees. Dit help ons om die regte gesindheid in die lewe te openbaar. Dis die regverdige, die persoon wat in die regte verhouding met God lewe. Maar teenoor daardie persoon, broers en susters, sê Psalm 1 vir ons baie mooi, sonder God is gedoem, swaar kry, ondergang. Hy gebruik hier die pragtige beeld om te sê, die goddelose is soos kaf. Nou baie van u wat dalk van die plaas af kom weet, wanneer jy mielies gedors het, of wat ook al het jy baie kere met 'n graaf of 'n vurk, as daar wind waai, van dit in die lug gegooi, sodat die kaf wegwaai. Dit wat nie waarde het nie, wegwaai en die produk op die grond is. En nou kom die Here en hy sê, die mens wat met die Here nie 'n verhouding wil hê, soos daai kaf wat weggewaai word, nutteloos is. Hy gebruik ook nog 2 woorde in hierdie Psalm om hierdie kaf mee te beskryf. Hy sê ligsinnige spotters. Hulle besef nie die waarde van 'n verhouding met die Here nie. Hy sê dis mense wat gekies het om nie gehoorsaam aan God te lewe nie. En baie mense beleef dat hulle lewe by hulle verbygaan. 'n Goddelose mens het geen stabiliteit of koers nie. Soos kaf in die wind beteken hulle lewe niks nie. Hulle leef maar van dag tot dag, van maand tot maand, van jaar tot jaar. Dis 'n doodloopstraat. Dis 'n eenrigting kaartjie na die verderf toe. Wanneer jy daardie lewe wat Psalm 1 vir ons beskryf gekies het. Die vraag wat nou ontstaan is,
Elkeen van julle sit nou daar met jou gedagtes en worstel en dink oor jou lewe. Hoe naby is my lewe aan 'n verhouding met die Here? Hoe sterk is my verhouding met die Here? Is ek daai boom wat by waterstrome geplant is? Of is daar 'n klomp goeters wat my lewe wegtrek van God af? Wat my aandag so aftrek van hierdie belangrike woord, wat my koers moet aandui, dat ek sonder God lewe. Jy moet die keuse maak. Jy moet die keuse maak. Broers en susters, en mag ek by dit wat ek nou reeds gesê het, so 'n bietjie aanhaak by die King James Bybel, die Engelse Bybel, en as jy 'n King James het, gaan lees 'n bietjie. Daar word vertel in die King James dat daar plus minus 37 verskillende soorte bome in die Bybel beskrywe word. So die een boom wat ons nou in Psalm 1 het, is maar een van 37. Daar's bome soos die cypress, die akasia en die essehout. Van hulle word net so in so een teks vermelding gemaak. Maar die ander bome soos die palmboom, die olyfboom, die vyeboom en die seder word talle kere in die Bybel gepraat. So hulle betekenis. Maar hoekom gebruik die Here hierdie natuurelemente? Want ek en u kan deur hierdie metafore, hierdie natuurelemente, 'n klomp dinge oor ons geestelike lewe leer. Broers en susters, ek sluit af om 4 besondere kenmerke wat die Here graag in ons lewe wil sien, met julle te deel. Uit Psalm 1. Wat wil die Here aan my lewensboom sien? Wat wil die Here sien as ons net nou uit hierdie kerk uitstap? Eerstens, behoort jou boom, staan jou boom by die regte water. Staan jou boom by die water van die Heilige Gees. Voed die Heilige Gees jou. Is jy verplant al uit die ou lewe, die lewe van sonde, en ek is sonder God, en ek dink anders oor alles, vanuit 'n wêreldse perspektief en nie vanuit die Bybelse perspektief nie. Dan wil die Here vandag vir jou sê, al is jy hoe oud, ons sê maklik, ouer bome verplant nie maklik nie, maar in die geestelike sin verplant ouer bome net so maklik soos jong bome. En die vraag is jou wortels al verplant na Jesus Christus toe? Het jy wortel geskiet in Jesus Christus? Want in die Nuwe Testament staan daar, elke plant, sê Jesus, wat my hemelse Vader nie geplant het nie, gaan iewerster uitgetrek word. So het jy die Here al gehoor praat met jou, en is jy geplant deur jou hemelse Vader, daar waar hy jou wil gebruik. En dis die eerste vraag wat ons elkeen moet antwoord. Is ek 'n plant wat leef uit die verhouding met Jesus Christus? Tweedens, dra ek vrugte? Wat sien mense aan my lewensboom? Kaal takke, blare wat verlep is, droë boom? Of sien die mense my lewe is vol vitaliteit? En let mooi op, broers en susters, wat staan in die Psalm, wat by waterstrome geplant is. Indien 'n boom nie water kry nie, en sy wortels nie water kan opsuig nie, sal hy verdroog en doodgaan. Maar as jy geplant is, en dis die eerste keer, as jy geplant is in Jesus Christus, het jy altyd water. En daarom moet jy vrugte dra. Daarom moet die regte vrugte wat die Here in jou lewe gee, die gawes en talente wat hy vir jou gee, moet jy begin gebruik.
Wanneer God jou plant, plant hy jou altyd in vrugbare grond. Daar moet ons nie lui wees nie. Daar moet ons geestelik produktief wees. Die Here kyk en die Here stuur mense oor jou lewe om jou produktiwiteit te meet. Hoe's ek betrokke by God? Wat maak jy elke dag met jou lewe? Die meeste van ons is afgetree. Wat maak jy met jou lewe? Wat 'n verskil maak jy as boom wat geplant is in Jesus Christus met al jou tyd? Derdens, is jy 'n sieraad vir God? Is jou boom 'n boom waarna mense kyk? Toe ons nou by ons plekkie begin tuin maak het, kyk jy na bome wat mooi vorm het, wat mooi sal aard in ons omgewing. In die geestelike lewe, broers en susters, watter mense sien jy raak? Mense wie se lewensboom 'n sieraad vir jou is. Wat jy vrug kan sien, wat jy groen blare kan sien, want jy kan by hulle in hulle skaduwee as daar 'n krisis kom sit. In hulle teenwoordigheid kan jy beleef wat hulle lewe vir jou beteken. Die vrug wat hulle dra, kan hulle met jou deel. Want die psalmdigter sê baie mooi, en wat altyd groen blare het. Ja, ons gaan deur traumatiese tye wat ons voel ons lewensboom wil so 'n bietjie verlep. Maar hoor mooi, as jy in Jesus Christus ingeplant is, het jy altyd groen blare. Ondanks die krisisse kan jy positief vorentoe kyk en aangaan. Bome is bedoel om mooi te lyk. Bome wat by waterstrome geplant is, het 'n voortdurende bron van lewe. En ons as kinders van die Here het daardie bron van Jesus gekry om uit te put, uit te drink 24/7. Waar gebruik jy dit? Is jou bome sieraad? En dan leen ek 'n teks by Jeremia om die 4de kenmerk van my lewensboom en jou lewensboom mee te beskrywe. Waar Jeremia kom en hy sê vir ons die volgende: selfs in die kommervolle tye hoef ons nooit te vrees nie. In die droë seisoene, want die Here stuur ons wortels. In die droogste tye van ons lewe, in die krisisvolleste tye, na daar waar die water is. Daar waar krag te vind is. Daar waar jy kan lewe. Broers en susters, dink bietjie terug in jou eie lewe, hoe jou lewensboom dalk al soveel trauma beleef het, maar jy steeds vir die Here betekenis gehad het. Dat jy steeds voorspoedig was, ondanks die slegte goeders wat met jou gebeur het. Want die Here het sy hand oor jou gehou. Die Here het jou versorg, want hy is die een wat jou lewensboom geplant het. Wat gaan ons maak met dit wat die Psalm vir ons vanoggend sê? Eerstens, broers en susters, as jy net nou huis toe gaan, en jy het nou lekker geëet of voor jou middagslaapie, lees weer Psalm 1 en doen die volgende. Kies 'n teks of kies 'n vers in hierdie kort Psalm wat jou uitdaag om te sê, gaan meet jou lewe vandag. Waar staan jou lewe? Regverdig, verhouding met God, sonder 'n verhouding met God. Daarna bid jy.
Bid en vra vir die Here dat hy jou lewensboom sal snoei, sodat dit 'n sieraad sal wees vir hom, en dat jy 'n verskil in mense se lewens gemaak. En dan gaan leef ons elke dag gehoorsaam aan dit wat in hierdie psalm staan. Al kom wat oor jou lewe, jy het daai geestelike besluit geneem, my lewe is 'n boom vir Christus. En laastens, gaan leef wat jy gehoor het elke dag uit, teenoor wie ook al jou lewenspad kruis. Jou boom, jou voorbeeld, jou woorde, jou dade, kan die verskil vir iemand in die wêreld beteken. So wat sien God aan jou lewensboom? Is jy al uitgeplant? Is jy 'n produktiewe mens? Is jy vir hom 'n sieraad? En alles wat jy ontvang, leef jy dit voluit uit dankbaarheid vir wat die Here elke dag vir jou beteken. En mag ons, broers en susters, dit in ons huise, maar ook in 'n gemeente soos Wonderboom, elke dag laat plaasvind. Mag ons 'n sieraad vir God in hierdie gemeente wees, deur ons verhoudinge, deur ons bome, wat ons hier laat groei, deur sy liefde en sy omgee. Baie seën, baie liefde vir elkeen van julle, toegebid in hierdie besondere tyd van u gemeente wees. Amen. Terwyl jy so bly sit, kom ons dank saam. Vader, dankie dat ons elkeen 'n persoonlike boom vir u kan wees, met ons blare en met ons vrugte, en dat ons nie ons bome met mekaar moet vergelyk nie, maar dat ons die voedingskrag en die water en die vreugde wat ons uit u kry, in al ons lewensfasette elke dag sal ten volle uitleef, tot eer van u naam en tot uitbreiding van u koninkryk. En ook ons naaste, en ons medemens, en die vreemdelinge, so sal inspireer deur ons lewensboom, dat hulle u sal leer ken. Dit vra ons biddende en smekende Here, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, Psalm 146 agter in die boekie is ons slotsang, die ou melodie. Psalm 146 vers 1 en vers 8, dan ontvang jy die seën van die Here en dan sing ons as wegsending Vonk 5 vers 1 en 2.
Geliefdes, ontvang met 'n biddende hart die seën van die Here. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die Here sy gesig na julle toe draai en aan julle vrede gee. En mag ons verander tot seën wees tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, eerstens van my kant af, baie dankie vir die geleentheid om die afgelope 2 Sondae saam met julle weer te kan luister en hoor wat die Here vir ons sê in die tyd wat Dominee Lillian bietjie met verlof is. Wat vanoggend betref, broers en susters, geen kategese, geen tee nie, dis nog skoolvakansie. Dinsdag, die werkgroep kerklike goedere vergadering, as ek reg het, is dit 6:30, Frank. 6:30 is die vergadering, en dan volgende Sondag, weer kategese, en gemeentegroep 5 skink vir ons dan tee by daardie geleentheid. Die siekes, oom James, Thuis Roos, Mandy, Grobler, ons voorbidding vir hulle in die besonder, vir baie mooi herstel en gou beterskap. Dan die hulp met begrafnisse, wat nou al 'n redelike aantal Sondae, broers en susters, meld by die kantoor aan of praat met Dominee Lillian, as jy kan hulp aanbied by begrafnisse, maak van toebroodjies, of kom bediening van tee, veral in die groepe waar daar nie baie helpers is nie. Die pastorietelefoon, sê Dominee Lillian, werk, maar van tyd tot tyd, weens telkomse vlak van dienslewering, is dit maar bietjie eina. Geen Bybelstudie nog môre aand nie, want dis nog skoolvakansie, is ek reg met die Bybelstudiegroepe. Baie dankie. Bybelverspreiding blikkies. Broers en susters, ons het nou daar in die konsistorie gehoor oor die bedrag wat reeds geïn is. Kom ons maak 'n mooi groot poging en ons bring so gou as moontlik op Dinsdae en Donderdag tussen 10:30 en 12:30 die blikkies in sodat dit getel kan word. Ons gemeente het altyd 'n mooi bydrae gemaak, kom ons bring dit vir jaar ook weer op daai rekordvlak. Dan neem kennis dat Dominee Lillian tot die 14de met verlof is, so as daar 'n krisis is, kontak jou kerkraad of 'n ouderling Pieter Mulder. Broers en susters, dan ek weet nie of daar 'n slimfoon al geskenk is vir die uitstuur van WhatsApps nie. Ek kondig dit maar af as daar nog nie is nie. As daar een dalk in julle laaie rond lê, kom handig dit in as dit nog bruikbaar is. Dan die Silwer Jeug, hulle gaan op 'n uitstappie Ludwig Rose toe, eerskomende Dinsdag 11 Oktober en hulle moet 10:00 al by Ludwig Rose wees.
Liter, hoe laat vertrek julle van hier af? Sou mense hier of het almal met jou gekontak wat wil saamry? Alles is gereël. Right. Lekker kuier vir die Silverjeug. Die 10de en die 10de maand projek, broers en susters. Jy weet dat ons in die verlede 'n 10de vir die 10de maand, Dominee Lillian het nou die dag afgekondig. Dit werk so R170 gemiddeld per belydende lidmaat uit. Nou ons is nou tipies as die ekonomie in Suid-Afrika, ons betaal net 170 in, al is ons 2 in die gesin of al is ons 6 in die gesin. Die som in die ekonomie sê, as jy 2 in die gesin is dit 170 maal 170. Dis 340. Dis 'n Bybelse beginsel. Broers en susters, dankie vir dit wat reeds inbetaal is. Ons weet die ekonomie is nie die maklikste op hierdie stadium. Ons weet nie hoe lyk môre en oormôre nie. Ons het krag, maar ons weet nie of dit vanaand nog hier is nie. Ons het werk, ons weet nie of ons nog môre 'n werk het nie. So dankie vir elkeen, maar dis net die beginsel. Dit gaan oor 'n belydende lidmaat bedrag. Ek sê altyd vir Frank, dis die gevaar om met 'n rand en sent dankoffer te hanteer. Dankoffer kom oor die hardheid. Ons moet eintlik nie eers daaroor praat nie. Dankoffer kom oor die hardheid. Joan, jy's weer vanoggend by jou wit olifante. Daar's nog 'n klompie goeders by Joan se wit olifanttafel. Kom ondersteun daarso. Boere ontbyt. 29 Oktober 8:00 tot 10:00. Daai oggend, die bestelling asseblief voor 20 Oktober. Daarso is die getalle R55 vir volwassenes en kinders onder 12 35. En daar is bestelvormpies by die deure beskikbaar, of jy kan dit by Francis by die kantoor inhandig of WhatsApp na 'n spesifieke nommer toe. So broers en susters, dit wat die afkondigings betref, my bede, mag u 'n mooi Sondag hê en mag u 'n mooi week hê. Die jong mense wat weer terug gaan skool toe, Armand, sterkte met die laaste deel van matriek, jong. En as ek reg het, oom Frans, ek mag nie vir haar sê tannie Elise nie. Elise, baie geluk. Ek het gesien julle was 55 jaar getroud in die week. Baie seën. Vir die volgende jare, ons weet nie wat die Here afmeet nie, maar mag elke dag 'n seënvolle tyd wees. Ek het dit net waargeneem. So tussen die algemene kerkvergadering wat party plekke maar vervelig was, het ons die Facebook nader getrek. Broers en susters, gaan in vrede. Mooi Sondag. Geniet julle, pas mekaar op in die gemeente. Ons sien vir julle een van die dae weer.